Okay, nou wil ek net Spotify afsit. As hy. Okay, laasweek het ons gepraat oor is jy 'n slaaf of is jy vry? En toe het ons gepraat oor Galasiërs 4 waar hy sê dat ons is erfgename van God, mede-erfgename van Christus. Maar toe het Paulus verduidelik dat as 'n kind 'n erfgenaam word, dan kan hy nog nie daai erfporsie in besit neem nie. Hy is nog 'n kind, want hy is nie verantwoordelik genoeg om daai erfporsie te bestuur nie, en daarom staan hy onder voogde. En daai voogde moet daai erfporsie bestuur, en so sê Paulus, dan is ons, as ons onder die eerste beginsels van hierdie wêreld bly, dan is ons nog soos daai kinders, ons is erfgename van Christus, maar ons het nog nie die volle erfporsie in besit geneem nie. En dis waaroor vanmôre gaan, hoe om daai erfgenaamskap in besit te neem en dit joune te maak. Okay, ek wil net gou hier so in daar sê. Okay, so ek gaan net gou my screen share hierso en dan gaan julle dit mooi sien. As hy, daar kom hy. Right, en dan moet ek hom net bietjie groter maak, dat julle mooier kan sien, slideshow. Ek glo julle sien almal my screen, en dit gaan oor hoe om deur die Gees te lewe en te wandel, want as jy deur die Gees lewe en wandel, dan kan jy daai erfporsie in besit neem. En dit is eintlik baie makliker as wat ons dink. Baie mense verstaan nie hierdie term van hoe om deur die Gees te lewe en hoe om met die Gees te wandel nie. Maar kyk na hierdie gedeelte waar Paulus dit verduidelik. Hy sê, okay, so ek noem die geesdimensie die 4de dimensie. So ons leef in 3 dimensies. In die 3 dimensies waarin ons leef is alles moeite en verdriet as gevolg van die sondeval. Maar daar's 'n 4de dimensie en dis die dimensie van die Gees. Wat Jesus vir ons kom leer het, hoe moet 'n mens deur die Gees lewe? Hy was die eerste mens wat vir ons kom demonstreer het hoe om deur die Gees te lewe. Nou Paulus praat hier oor 2 goed in Galasiërs 5. Hy sê die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy met jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. So hy praat oor vleeslikheid wat in die kerk is. Hy sê maar wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou wandel beteken strou, met ander woorde ek geniet dit. Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En hierdie tweeledigheid is in elke gelowige, want hy sê die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En ons almal ervaar dit, en as jy dit nie ervaar nie, dan is dit vreemd, maar almal van ons ervaar dit. Paulus het dit ook ervaar. Hy sê as ek die goeie wil doen, dan is die slegte by my. Hy sê daar's 2 goed wat in my werk, my vlees en die Gees, my Gees. Hy sê maar as jy deur die Gees gelei word. Nou ek wil hê jy moet let op hierdie woordjie gelei. Okay? Want dis net 'n herder wat 'n mens lei. Hy sê nie deur die Gees gedryf nie. Hy sê deur die Gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie, want die wet was die ding wat ons ondergehou het in die Ou Testament. En dan sê hy, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik, nou noem hy al die werke van die vlees, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge waarvan ek vooraf sê, soos ek julle voorgesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou ek het hierdie deel al, ek toets my, elke keer en kyk ek, wat is hier nog in my?
van my vlees, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, tweedrag, partyskap. Ek toets my aan hierdie goed, want ek weet, as hierdie dinge daar is, dis die vrugte van die vlees, dan is dit nog deel van die ding wat maak dat ek nie die koninkryk van God sal beerwe nie. Nou hierdie koninkryk van God beteken nie dat jy sal verlore gaan nie. Want as jy gered is jy bestem, jy het die ewige lewe. Maar die koninkryk van God is om te heers. Dit meen, jy's 'n erfgenaam en jy kan saam met God heers in hierdie wêreld. En dit word makliker. Maar as mens deur die vlees lewe, soos jy hierdie werke in jou vlees het, wat nog daar is, dan maak dit dat ons moeite en verdriet het. Hy sê, maar die vrug van die gees, nou hier is die ander kant, is liefde, blydskap, vrede. Nou hierdie liefde is goddelike liefde, nee, sacrifice, blydskap, oorvloedige blydskap, vrede is vrede beteken eintlik om heel te wees, lankmoedig, vriendelik, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hy sê teen sulke dinge is die wet nie. Nou luister nou net hierna. Hy sê maar die wat aan Christus behoort. Nou hier sê hy die antwoord. Hoe kan ek ontslaa raak van hierdie vlees? Hy sê want die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Nou wat is 'n mens se vlees? Ons gaan nou daarna kyk. Hy sê en as ons deur die gees lewe, laat ons deur die gees wandel. Nou ek gaan vir u prakties vanmôre wys. Wat beteken dit om deur die gees te lewe en deur die gees te wandel? En hy sê laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en beny nie. Dis wanneer jy in die vlees beweeg. Ok, nou ek wil net hê vir u moet ook hierna kyk wat Jesus gesê het, wat is die vlees? Matteus 15:15 en Petrus antwoord en sê vir ons, verklaar vir ons hierdie gelykenis, maar Jesus sê, is julle dan ook nog sonder verstand? Met ander woorde, verstaan julle nie? Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerk word? Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is wat die mens onrein maak. Dis wat ons siek maak. Dis wat ons onrein maak. Ons hart. Die dinge, dit is nie wat in die mond ingaan, die kos wat ons eet, wat ons onrein maak nie. Maar dit wat uit ons hart uitkom, dit is wat die mens onrein maak. En dan sê hy, kyk wat sê hy, dieselfde lysie wat Paulus het. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. En dit sluit omtrent alles in wat Paulus sê. Paulus net bietjie meer uitgebrei. Hy sê, want dis hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Maar die wat aan Christus behoort, sê Paulus, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. So die hart van die mens is waar die probleem lê. En ek het 'n prentjie van 'n hart hierso, en dit het nogal vir my opgeval wat hy sê hierso. Ek dink hier is gelowiges nie, maar wat hy sê is, daar's die regterkant, so daar's 2 kamers en daar's die linkerkant 2 kamers, nê? Atrium en atrium en ventricle. OK, so sê hy hierso, grey matter, pent up emotions. Hy sê hier's grey matter soos by ou se verstand. Dis waar al die emosies gestoor word. En dan sê hy hier's die hart, die brein se hart en daar's die hart. En daar's die squishy bit. So nou ek gaan vir u wys wat is die prentjie wat ek geteken het vanmôre. Want 'n mens se hart het 4 kamers, eintlik 5. So dit is wat 'n mens se vlees beheer, jou gedagtes. Nou gedagtes, ons het altyd gedagtes. Daar's in die dag honderde, duisende gedagtes in ons kop, maar kom eintlik uit ons hart uit. Die Bybel praat van die gedagtes van die hart. So die hart beheer ons brein. Die hart is die plek, dis die senter van ons lewe. Ek gaan nou vir u wys wat sê die Hebreëus oor die hart. Dis die senter van ons lewe waaruit die
Dis hoekom Spreuke 4 vers 22 sê, bewaak jou hart meer as alles bewaar wat bewaar moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe, the issues of life, kom uit 'n ou se hart uit. Gedagtes, negatief en positief. Nou as jy moet tel elke dag, hoeveel negatiewe gedagtes is daar in jou hart? Baie meer as wat daar positief is, en dit het die wetenskap bewys. Ons dink baie meer negatief in ons hart as positief. Ons bedink slegte dinge, ons bedink verkeerde dinge teenoor ander mense. En dan die emosies, en die emosies is nog sterker. So die gedagtes en die emosies werk saam. Want dit wat jy dink, gaan jy voel ook. Okay, so emosies kan baie goed wees, en dit kan jou oplig, en dis dinge soos blydskap en vreugde, en geluk, en oorvloed, en al daai goed. So dit is maar daar's baie negatiewe emosies. En dieselfde wat geld vir die gedagtes is ons emosies, daar's baie meer negatiewe emosies as positiewe emosies. Dink net aan die emosies wat partykeer in 'n ou se hart kom. Jy weet, ek wens ek kan daai ou bykom, ek wens ek kan daai ou sommer, jy weet, wat ook al aandoen, en daai een het my teleurgestel, en dit het my gedoen. Daai emosies oorheers ons hart, en dit is wat die vlees is. En dan is daar die derde kamer, is ons gewete. Nou ek glo die gewete is die boom van goed en kwaad, want God het nooit bedoel dat ons moet onderskei tussen goed en kwaad nie, maar nou sit ons met 'n gewete, en 'n mens se gewete kla jou aan oor jou gedagtes en jou emosies. Hierdie is 'n baie sterk ding in ons lewe. Dis die morele oordeel dat ons altyd beskuldig, aankla en onskuldig, daai toe. Altyd oordeel en veroordeel. Is ek reg? Is ek verkeerd? En daai ding is 'n geweldige ding, want daai gewete kan jou aankla. En die Bybel sê, God is meer as jou gewete. As jou gewete jou aankla. Nou, hierdie is nie altyd goed nie, want wat gebeur het is, so ons kom nou terug daarna, God het hierdie kom verander, die gewete. En dan die laaste ding, en ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie, want dis nie eintlik verbeelding nie, maar dis eintlik imagination, die prentjies wat jy sien in jou hart. Almal van ons het prentjies in ons hart, oor die verlede, oor die toekoms, en ons sien altyd prentjies in ons hart. Nou die vyand, dis waar hy werk, hy kom in ons gedagtes, en hy saai negatiewe gedagtes, ons ondervind negatiewe emosies, depressie, en negativiteit, en negatief teenoor alle mense. Dit is nie wat God wil hê nie, en dan ons gewete, en dan bring dit 'n prentjie in ons, en dan uit hierdie 4 goed, maak ons mind op. So dis die 5de kamer, daar's 'n 5de plek, wat ek noem die mind, en dis deel van die gees. So ek maak my mind op, ek gaan dit doen, of ek gaan dat doen, of ek gaan dat doen. En iemand het eendag gesê, 'n mens kan 'n mind change, né? So jy kan dit verander, maar jy moet eintlik, het ons nie die krag in onsself om altyd ons mind te change nie. Want die mind is die plek waar God wil heers. Dit is wat Paulus sê, ons moet die vlees met sy begeerlikhede kruisig. Nou hoekom sê ons moet dit kruisig? Wat het by die kruis gebeur? Daar het bloed gevloei. So wat doen ek nou as ek my vlees kruisig? Ek bring dit onder beheer van dit wat aan die kruis gebeur het. Ek vra die Here, as daar slegte gedagtes in my, negatiewe gedagtes in my is, reinig my gedagtes deur die water van die woord en deur die bloed van Jesus. Vat hierdie slegte gedagtes, sprinkel die bloed, Heilige Gees, sprinkel die bloed oor my gedagtes, dat ek net goed sal dink, dat ek sal dink die dinge van die woord bedink. Hy sê alles wat daarbo is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, alles wat gesegdelik is, bedink dit. Daai gedagtes moet onder beheer van die Heilige Gees kom. En dan jy dit nie, maar ook my emosies, want emosies soos liefde, blydskap, vrede,
goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, is nie iets wat ek self kan opwerk nie. En ek vra die Heilige Gees, bring my emosies onder u gesag en dra die vrug van die Gees in my hart. En dan, as ek daai twee onder beheer het, dan verander my gewete na die gewete van geregtigheid. Dan is ek die geregtigheid van God in Christus Jesus. En dan kan ek ander prentjies, goddelike imagination in my kop, in my hart kry, wat dinge bedink, wat goed is, wat oorwinning is. Ek kan oorwinning bedink, ek kan vrede bedink, ek kan goedheid bedink, en ek kan daai prentjies sien in my hart. En nou kom my hart onder die gesag en onder die leiding van die Heilige Gees, want die Heilige Gees wil graag hier woon. Die probleem is dat ons wil altyd in beheer wees, en die rede hoekom hierdie nie onder die gesag van die Here is nie, is omdat ons nog heers hierso. Ons het nog nie van die troon afgeklim nie. So wat die Here sê is, klim af van die troon, kom af van jou ego, bely, verneder jouself, en die Here sal jou verhoog. Hy sê, verneder jouself, want God sal jou verhoog. En dis wat ons moet doen, ons moet hierdie goed kruisig. My eie begeertes, my eie gedagtes, my eie emosies, my eie gewete, my eie imagination. Bring dit onder die gesag van die Heilige Gees. Want hy is die een wat Jesus gesê het, hy sal ons lei wanneer hy kom in die hele waarheid. So luister na hom, daai stem wat hier in jou hart praat, wat vir jou sê, nee, moenie so nie, maak so. Luister na daai stem. Ons moet leer hoe om in dit te wandel. Want as ons daarin wandel, dan word dinge vir ons makliker. Makliker om te lewe. Kyk wat sê Romeine 12 vers 1. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle liggaam, dit sluit jou hart in, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. So wat sê hy? Offer jou hart, stel jou hart as 'n lewende, heilige, 'n welgevallige offer aan die Here en word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Moenie soos hulle leef nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Nou wat hy sê, gemoed is mind. The renewal of your mind, sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Dan begin die lewe 'n fees word. Dan begin dit 'n oorwinning word. Kyk wat sê Psalm 23. Hy sê 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Mense, ek begeer na hierdie, dat die Here my herder sal wees, want daar gaan daar niks tekort wees nie. Daar gaan niks wees wat nie gaan werk nie. Alles gaan mooi uitwerk as hy my lei. Hy laat my neerlê in groen weivelde, met ander woorde oorvloed, en waters waar rus is, lei hy my heen. Daai rus, dis die ding wat ons nodig het, die vrede van daai waar hy ons laat neerlê by die waters waar rus. Hy verkoop my siel. Jy sien, my siel is my hart. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Nou wil ek vir u iets wys in die Hebreëus. Die woord vir hart in die Hebreëus is labe of lep, né? Nou kyk na hierdie Hebreëse letters. Hierdie, sien jy, dis 'n herderstaf. Dis die lamet. Dit beteken herderstaf. Dit kom van 'n prentjie van die herderstaf. En hierdie is die byt. Die byt is die tweede letter in die Hebreëus, dis Christus, die tweede persoon in die Godheid. Dis die huis van skepping, die een wat deur wie alles geskep is en alles versoen is. Dit is wat labe beteken, en kyk wat sê hy. Hy sê the heart, dis die verklaring van labe. The feelings, the will, the intellect, likewise for the center of anything. So hy sê dis die sentrale deel van ons lewe. Care for, comfortably, consent, consider, friendly, broken, heart, merry, stiff, stout, double hard, kindly. Jy sien dis vir al die betekenisse. Unaware, understanding,
well, willingly and wisdom. So, die Here praat met my die afgelope tyd baie oor die wysheid. Wysheid kom uit 'n mens se hart uit, en ek gaan volgende week bietjie daaroor praat. Maar hy sê die Here is my herder. Die Heilige Gees is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. En as mens deur die Gees begin lewe, dan word die dinge makliker. Dan word die lewe makliker. Kom ons kom by die plek waar ons vir die Here sê, Here, ek kruisig my vlees. Ek bring my hart vanmôre. Dawid het in Psalm 51 gebid. Hy sê, skep in my 'n rein hart en 'n vaste gees. 'n Rein hart en 'n vaste gees. Want dis die plek waar die probleem lê of die oplossing lê. So laat dit ons oplossing wees vanmôre, dat ons weet dat ons harte word gelei deur die Heilige Gees. Dis die woonplek, dis waar God sit, dis sy troon. Hy wil in ons harte sit. Hy wil ons gedagtes oorheers. Hy wil ons emosies oorheers. Hy wil ons imagination oorheers en hy wil ons lei na groen weivelde en na waters waar rus is. Dis wat ek vanmôre begeer en dis wat ek begeer vir nie net vir myself nie, maar vir elkeen van ons, dat die Here ons sal help, dat ons nie meer na die begeerlikheid van die vlees leef nie, want dan is ons soos kindertjies. Ons is erfgename, ons het eintlik alles, maar ons kan nie heers saam met Christus nie. Ons kan nie deel wees van die koninkryk nie, want die koninkryk is geregtigheid, vrede en liefde in die Heilige Gees. Dis wat die woord sê in Romeine 14, hy sê, die koninkryk van God is nie voedsel en drank nie, maar geregtigheid, vrede en liefde in die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees, hy het gekom, hy is die helper, laat hy ons lei in die hele waarheid, van dag tot dag, van oomblik tot oomblik. Bid dit, vra dit, die oomblik as jy voel, daai gedagtes van jou wil weghardloop, sê Here, sprinkel my hart, my gedagtes met u bloed, dat dit rein sal word, skoon sal word van slegte gedagtes, negatiewe gedagtes, my emosies, Here, vat my, was my deur die bloed, dat my emosies nie my oorheers nie, negatiewe emosies nie, want weet jy, dit is wat mense siek maak, daai negatiewe emosies, dit maak ons siek, dit maak mense onrein, daai goed wat uit jou hart uitkom. En dan die laaste ding is, jou imagination en jou gewete, dat jy sal weet, jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy weet dit, dat jy weet, die bloed van Christus reinig ons harte, en Christus kom woon in 'n skoon hart, en hy regeer. En Paulus sê, laat die sin van Christus in julle wees. Hy sê, we have the mind of Christ. The mind of Christ is 'n skoon hart, gereinig en gelei deur die Heilige Gees. Mag die Here u ryklik seën op hierdie Moedersdag. Mag u sy vrede, sy krag, sy liefde, sy oorwinning in u lewe ervaar. Begin wandel in die Gees, en hiermee sluit ek af. Reinhard Bonke was 'n groot evangelis. Hy het altyd gesê, dit is so moeilik om in 'n klein bietjie water te swem, want dan val jy in die modder vas. En dit is wanneer mense in die vlees is, jy val vas in die modder. Jy kan nie swem nie, jy kan nie oorkom nie, jy kan nie wen nie. Hy sê, maar as die water diep is, dan dra die gewig van die water jou. Soos die Heilige Gees kom, dan dra sy water, dra ons, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees, en dat ons erfgename en mede-erfgename van Jesus en van sy oorvloed is. Seën vir u, gaan net bid. Vader, dankie. Dankie vir u woord. Dankie vir die oplossing, dat ons in hierdie dag in u vrede, in u liefde, in u krag kan leef, Here, en ons nie self oorgee soos kindertjies weer aan die vlees
om in die vlees te wandel nie, maar dat ons sal wandel deur die Gees, dat ons sal luister na u Gees, dat ons gedagtes gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Dankie daarvoor. Vrede vir u, die liefde van die Here gaan met u. Dankie dat u tyd gemaak het. Stuur hierdie videoetjie aan, ek sal dit laai. Ek het eintlik vergeet om verlede week se te laai, maar ek sal verlede week se ook laai en dan kan jy dit vir iemand aanstuur tot wie dit tot groot seën sal wees. Dankie. Dankie Dok, geseënde dag vir julle. Baie geseënde dag hoor. Dankie. Baie dankie. Bye bye.